Het jy al ooit gewonder, hoekom is jy op aarde? Wat doen jy hier? Wat is, as jy nou kyk na elke ding, het 'n plek en 'n funksie, en die goed pas by mekaar aan. En soms is die kroon van die skepping, die mens, lyk dit asof hulle nie weet waar hulle inpas nie. En baie van ons gaan in die lewe rond sonder dat om ooit daaroor te dink. Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Waar pas ek in? Ek wil jou graag help, en dit is deel van wat ek graag wil doen met Leef Nie, is om jou te help om te verstaan dat jy 'n funksie het, 'n rol het, 'n roeping het, 'n lewensdoel het, dat die Here jou gemaak het om in te pas iewers in hierdie samelewing. En dalk is dit nie net een doel nie, dalk is daar baie verskillende doele. En ek dink dit is eintlik die ding waarop ons moet fokus. Die Here het jou gemaak om 'n klomp dinge te kan doen. En sommige mense is fokusmense, groot prentjie mense, en hulle wil sien in hulle lewe dat daar 'n groot prentjie is. So uit alles uit is daar vir sommige mense 'n oorkoepelende lewensdoel. Ander mense funksioneer anders. So ek wil nie sê dat jy moet klinkklaar weet wat is jou lewensdoel en dit voor die tyd mooi formuleer voordat jy iets gaan doen nie. Nee, glad nie. Ek wil jou net help in die proses dat jy sin vind in jou lewe en in wat jy doen. Somtyds gaan dit beteken dat jy terugkyk in jou lewe en dan kan jy sien, kyk hoe die Here my gebruik. Ek sien nou, die Here het 'n doel met my gehad daar. Daar het ek dit nie verstaan nie, maar nou as ek terugkyk, dan verstaan ek dit. Sommige kere gaan jy vorentoe kyk in jou lewe en jy sê, nee, jy gaan sien, jy gaan beleef dat die Here jou voorberei vir iets wat in die toekoms gaan kom. Dalk oor 'n paar dae, dalk oor 'n paar jaar. Vir my, ek is 'n groot prentjie mens, so ek wil graag verstaan waaroor gaan my lewe, waaroor gaan die lewe en hoe pas ek in. En ek wil graag weet, wat is dit wat ek moet doen? So dis nogal my verwysingsraamwerk. Ek het lank gesit en wonder oor die ding. Van die tyd wat die Here my geroep het om voltyds vir hom te werk, dit is wat ek beleef het destyds, en ek het toen gedink, die enigste manier is, ek moet 'n dominee word, en dan van daar af, dan kan ek mos nou vir die Here werk. Dis mos die enigste manier wat jy vir hom kan werk, is dit nie? Dis wat ek daai tyd regtig gedink het. 19 jaar oud, 17 jaar oud in die weermag. Enigste manier hoe jy vir die Here kan werk, jy moet 'n dominee word. En in die roeping tyd wat die Here vir my gegee het ek toe nou vir myself gereed gemaak om hierdie ding te doen. Maar van daar af het ek nou gehoorsaam geraak, ek het begin studeer, teologie begin studeer, en daar was 'n ongemaklikheid aan my, en die roeping, die roete wat die Here met my geloop het, was om my nader te bring aan 'n punt waar hy my spesifiek detail gee, oor, wat hy ken my, hy het my gemaak, so hy het my detail gegee, oor waarvoor het hy my spesifiek geroep. En was eers in my tweede jaar, wat ek besef het, die Here rus my toe, hy roep my vir opleiding, vir skoling, geestelike toerusting, begeleiding, om mense te begelei op 'n roete. Dit is spesifiek wat die Here vir my daai tyd gegee het. Nie soseer om in 'n gemeente te funksioneer as 'n tradisionele predikant nie, maar op 'n ander manier. En ek was gemaklik daarmee toe ek nou die woord disipelskap hoor, het dit met my geresoneer, en ek het daar begin fokus, en ek het baie duidelik geweet, dit is waarvoor die Here my roep. So ek het daarop begin fokus, en nog steeds in die loop van die tyd, was ek nie doodseker, nou wat behels dit, wat gaan ek doen, wat is my rol binne hierdie spesifieke roepingveld. En ek wil julle 'n bietjie vertel van hoe die Here met my gewerk het, en hoe hy my begelei het, om julle te help. So die notaatjies wat ek voorberei het, ontdek jou lewensdoel, gaan daaroor dat daar 7 dele, dis nie
iets wat jy van die begin af doen, deel 1, deel 2, deel 3, en jy moet eers die een deel klaarmaak voor jy kan aangaan, en nee, dit werk anderster. Dis 7 goedjies waarop jy kan fokus. As jy begin werk en jy hak vas, gaan aan na die volgende een toe. Gaan aan na die volgende een toe as jy weer 'n bietjie vashak. En spring weer terug na die voriges toe, met verloop van tyd. Dis 'n werksdokument vir die res van jou lewe. Kyk hierso, hier is my deel van my werksdokumente, wat ek nou net in die afgelope maand hieroor spandeer het. Mense, ek is nou al meer as 30 jaar in die bediening, wat ek besig is met disippelskap, en nog steeds fokus ek hierop, en hoor ek die Here se stem. Dis nie dat ek daai tyd klaar gehoor het, en nou gaan ek net die ding doen nie. So vir myself, is dit 'n ding dat ek hiermee werk aan mekaar, dat ek voortdurend die stem van die Here hoor. Ek wil amper daardie beginsel wat Dawid gepraktiseer het, toe hy moes oorlog maak teen 'n klomp volke, het hy voortdurend die stem van die Here gaan soek. Die Here het vir hom strategie gegee vir elke oorlog, en dit was afsonderlik. So hy het 'n roeping gehad om koning te wees en om sy volk te verdedig, maar in elke stukkie wat hy gedoen het, het hy 'n nuwe strategie gekry. So hierdie papiere vir my is 'n bewys daarvan dat ek nuwe strategie soek, voortdurend in my lewe, op grond van dit wat die Here vir my het. Goed, ek gaan so stukkie vir stukkie dit behandel, dat dit nie oorweldigend gaan wees nie. So kom ons begin. Die eerste ding is om agter te kom, as ek my lewensdoel wil hoor, moet ek by die Here hoor, wat gaan ek doen? Wat is die opdrag wat U vir my gee? Is daar 'n opdrag wat U vir my gee? Het ek 'n rol? Kan ek al sien dat daar 'n rol is in die samelewing wat ek moet volstaan? Dalk is dit so iets in die samelewing wat jy iets spesifiek moet doen. Dalk is dit net 'n opdrag wat die Here vir jou gegee het, alreeds in jou lewe. Nou, toe ek nou besig was met disippelskap, ek het nou al gehoor die Here roep my vir disippelskap, om mense te help, om geestelik volwasse te raak, op so 'n manier dat hulle volgelinge van Jesus word, en in staat kan wees om ander mense te begelei om volgelinge van Jesus te word. So, om disippels te word en disippels te maak, dis die kruks van wat die Here vir my gevra het. Maar in die proses kom ek op 'n dag by Haggai uit. En ek lees Haggai en hierdie ding slaan my, regtig waar. Want ja, dit wat daar staan was baie deel van my lewe. Ek het warm klere aangetrek, nie warm geword nie. Ek het gesaai, min geoes. Ek het was soos 'n dagloner, was sy loon in die sak steek en met 'n stuk in 'n beursie en alles verloor is. Dis asof my werk nie effektief was nie. En toe kom hierdie gedeelte. So sê die Here die Almagtige: neem ter harte wat met jou gebeur. Gaan haal hout in die berg, gaan op teen die berg en kry hout en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Toe ek hierdie ding snap, toe ek hom lees, toe beleef ek dit, dat ek weet die Here het my geroep vir disippelskap, en ek skarrel rond om 'n klomp goeders te doen, maar is niks effektief nie. En die Here kom met 'n opdrag, en hy sê vir my, gaan teen die berg op, dan gaan kry jy hout, en dan kom herbou jy my tempel. En ek het presies geweet, dit gaan oor disippelskap, omdat die tempel herbou gaan oor, ons is God se tempels in die Nuwe Testament, en om sy tempel of tempels te herbou, moet ek mense se lewens, se harte help herbou. Maar ek het iets nodig. Ek het hout nodig. En daar's net een plek waar ek dit gaan kry, hoog teen die berg. En toe ek daaroor begin mediteer, toe begin ek snap dat die Here wil hê ek moet substance kry. Ek het letterlik hier teen die berg opgestap en gaan hout kry. En op ander plekke in die land wat ek destyds was, het ek gaan opstap daar in Stellenbosch. En in Franshoek het ek gaan stukke hout kry. En dit was op 'n stadium hier in my studeerkamer wat ek die stukke hout neergesit het, as 'n simbool van die substance, die stof wat ek moet kry om sy huis te herbou, sy tempel te herbou. En waar gaan kry ek dit? Teen die berg.
En ek lees op 'n stadium die berg van verheerliking, die plekke wat ons saam met die Here geniet, soos wat Petrus, Johannes en Jakobus geniet het op 'n stadium toe hy hulle teen die berg opgevat het en 'n wonderlike tyd saam met hom spandeer het. En die heuweltop ervarings van my lewe is daar waar ek tyd saam met die Here spandeer. So hierdie opdrag wat die Here vir my gegee het, om op die ou ende by my lewensdoel uit te kom, is spandeer tyd saam met my op hierdie berg van verheerliking, saam met my. Want ek wil daar vir jou die substance gee van presies wat jy moet doen. Hoe gaan die detail lyk? So die opdrag wat die Here vir my gegee het, spandeer meer tyd saam met my. En van daar af het ek tyd saam met die Here spandeer, baie tyd. Ek het tyd saam met die Here spandeer alleen iewers ter weg. Ek het tyd saam met die Here kom spandeer hier by hierdie lesenaar, waar ek hier gesit het en dink het. Ek het vir tye lank, ek onthou, pas toe ek hier ingetrek het, hier op die plot waar ons nou bly, ek was, voordat ek nou hier bly, was ek 30 jaar gelede ook hier, op hierdie selfde plek. Hierdie huis was nog nie eens gebou nie, maar ek het in 'n woonstel hier langs my broer saam met my sussie gebly. En daar was so 'n hele lekker groot vertrek in die woonstel gedeelte waar ons gebly het. En ek het 1 Desember vakansie daardie plek gebruik om papiere op te plak teen die mure, om 'n hele sinvolle manier te kry van hoe maak ek disippels, wat gaan gebeur met disipelmaking, wat is dit wat ek op moet fokus. So die opdrag van die Here, wat hy gesê het, spandeer tyd saam met my, het op die ouende deurgeloop na papiere, groot velle papiere, hierdie blaaibordpapiere, wat vol geskryf is, die een na die ander, van presies wat moet gebeur met elke onderwerp, hoe gaan ek iemand begelei, van kind af tot volwasse. Ongelooflik. Dit was deel van die opdrag gewees. En met dit kon ek groei, opdragie vir opdragie vir opdragie, om te doen wat die Here van my vra om te doen. En hoewel die plek waar ek my werk moes doen, soos onder andere ek moes later 'n werk gekry in 'n gemeente en ek moes daar gaan werk. Ten spyte daarvan het ek in die agtergrond my werk as disipelmaker gedoen. So die werk wat ek gedoen het om geld te verdien, het vir my geld gegee sodat ek die opdrag kon uitvoer. Totdat die twee bymekaar gekom het dat ek eintlik voltyds die ding kan doen wat op my hart is. So kan julle sien, dit gaan nie net nou ek moet nou tyd hê om hierdie ding vir die Here te gaan doen nie. Dit gaan net om getrou te wees en die klein opdraggies uit te voer. Nou, die heel eerste dingetjie wat hier so staan is, wat is die opdrag vir die Here vir jou? Is daar 'n opdrag vir die Here vir jou gegee? Al is dit klein, al lyk dit vir jou eintlik nutteloos, skryf dit neer. Maak 'n punt daarvan om dit te gehoorsaam en daardeur te groei, sodat jy kan uitkom op die einde by die groter opdrag. En dalk is dit net bloot dat die Here nou vir jou sê, ek gee vir jou die opdrag om betrokke te raak in jou gemeente of in jou kleingroep. En dat dit wat die Here vir jou in jou hart gelê het om te doen rondom counseling of begeleiding of berading of wat ook al, dat jy dit daar in jou kleingroep gaan begin doen. Of in die gemeente. Dis dalk die opdrag wat die Here vir jou gee. Gaan en raak betrokke. Dalk sê die Here vir jou, skilder meer. Doen meer kuns. Ek dink nou sommer so uit die kop, uit die hoogte van my gedagtes, wat maar vlak is, maar wat nou, ek dink nou maar net daar, klomp goedjies wat my gedagtes opkom. Dalk sê die Here vir jou, doen meer van die kuns wat jy moet doen, want dis die manier hoe ek jou wil roep, om jou uit te bring by dit wat belangrik is in jou lewe, wat ek jou voorroep. So goed, dis die eerste ene, ek gaan nou so niks verder sê nie. Begin eers daarmee. En as jy daarmee klaar is, doen dan die tweede ene, en ek sal weer 'n videoetjie uitstuur daaroor, wat gaan oor wat is jou plek? Waar is die plek? Waar is die grondgebied waar die Here jou voorroep? Goed, vir eers is dit genoeg. Lekker tyd spandeer saam met die Here om hierdie opdrag deur te praat.